Okay. Hy het gesê ek is Carla en meeste van julle ken my, wie ken my nie? Hy ken my nie. Okay. Ja, sy ken my nie. So ek is 'n ou hervormer, groot geword in 'n hervormde kerk. My pa was 'n ouderling sonnaskool, of ek was 'n ouderling in die studentegemeente. Ons het kerkbazaar gehou, ons het gekerk in elke way wat jy kan verstaan het ons gekerk. 14, 15 jaar terug het ek besef ons iets meer as kerk. Kerk is amazing. Ons gaan ook na 'n kerk toe. Maar ek het al 2 of 3 sulke Bybels al stikkend gelees wat heeltemal uitmekaar uitval. En ek het God ontdek op levels wat jy nooit in 'n preek gaan hoor nie. As jy Bybel lees, ontdek jy God op levels wat jy nooit op 'n ander plek gaan hoor nie. Daar in jou binnekamer waar die Here sê jy deur toe maak. So ek stoei nie baie met die Here nie, maar ek het baie vrae. Want ek is nuuskierig. Ek is 'n scientist in my beroep wat ek doen en ek is 'n teacher in my gift. So teachers wil weet, ons meet alles aan die woord, werk met feite. So as mense met goed kom, dan vra ek, waar staan dit? Hier. Ons moet dit hier kan wys. Ek wil nie opinie hoor, ek wil weer wat sê God. So, ek bring vir julle vandag iets dat ek nie 'n mooi boodskapie gaan wees, jy gaan uitstap en oor 'n halfuur vergeet nie. Dis omdat ek vir julle papiere gegee het om huis toe te vat, sodat julle kan Bybelstudie gaan doen op hierdie. Want ek weet waar ons praat vandag, het almal al 'n vraag gevra daaroor. OK. En ek gaan begin met wat met ons laas jaar gebeur het, was 'n klein storieetjie, maar dit was 'n groot openbaring vir my, oor geloof, jy bid en jy is oortuig van wie God is, teenoor hoop. Jy bid, maar jy hoop maar, dit is so 50-50 besigheid, jy hoop maar die Here gaan deurkom. En ek dink baie van ons wat hier sit, voel so, wanneer jy bid, jy hoop maar, jy weet, hierdie een gaan val daarbo, dat hy gebeur. Is ek reg? Voel iemand so, was dit net ek wat so gevoel het? OK. So, my tafel so klein bietjie skuif, want ek kan hom nie sien nie. OK. So, laas jaar bel my ma hulle boer daar, as jy seer is, uitry op pad Gaborone toe boer hulle daar, teen die op Botswana se grens. En haar rifrig is weg, toe hulle die Vrydag kudu's gevang en toe hulle laatmiddag by die huis kom is die hond weg. Nou die spore sit daar, hulle kom aan ons huis toe en daar gebeur maar goed. So nou weet ons net iemand die hond gevat, het hy geskrik, weer die donder weer is in die veld, het 'n strik omgevang, het 'n rooi kat of niemand weet nou nie. Nou bel my ma, sy sê hoor die boesman is weg, ons moet bid. My man is nie by die huis nie, ek stuur hom 'n boodskap, hy sê hy het uitgegaan daar waar hy was, hy het gebid. Ek en die kinders, hulle is so, liewe Jesus, dankie dat boesman môreoggend veilig terug is by die huis. Amen. Ek dog, as ons vanaand in die bed klim, gaan ek hierdie ding nou deurbid. Maar ek dink die Here lag so vir ons, want God het nie fancy woorde nodig en skrif wat jy aanhaal en goed nie. Hy het net jou hart nodig, absolute geloof, waarmee kinders bid. So daaraan klim ons in die bed, omdat Johnny daar was, hy slaap die 2 kinders by my, en hulle slaap, en ek sê, Here, my geloof die laaste ruk is nie baie goed nie. Die Here sê, ek weet, hy sê vir my so duidelik, hy sê, jy het geloof geruil vir hoop. Jy bid en jy hoop maar jy bid nie mense oortuig van wie ek is nie. Ek sê, Here, dit is die waarheid. Ek sê, ek is verskriklik jammer daaroor. Hy sê vir my, dis omdat jy nie genoeg tyd met my spandeer het die laaste rukkie. Ek sê, Here, dit is so. Ek sê, ek repent, ek is jammer daaroor. Ek sê, maar vanaand kies ek om te glo, dat daai hond môreoggend veilig terug sal wees wat die kinders gebid het. Dat die engele hom sal beskerm waar hy in die veld ook al is, dat niks naby hom sal kom nie. Daai volgende oggend bel ek my ma, kry haar nie in die hande nie. Later bel sy terug. Hulle is so al vroeg die oggend uit daar in die klowe en soek die hond. Toe hulle terugkom by die huis, hier is die hond, ongedeerd, niks fout nie. So is 'n stupid hondestorie, maar die les wat die Here my daar uitgeleer het, is massief groot, want as jy hoop het, en ek praat nie van die Bybelse hoop nie, ek wil dit gou onderskei voor ons begin, die hoop waarvan die Bybel praat om op Jesus te hoop, is die Hebreëse woord tikwa, wat beteken a cord, a lifeline, binding together, a sure alliance with God. So 'n cord, a lifeline, dis amper soos 'n naaldstring van 'n ma en 'n kind. Dis 'n lifeline, dis verseker dat die baba gaan lewe as hy nog aan die naaldstring is. Dis net wat dit is. Okay? Dis daai hoop van die Bybel is dat jy seker dat die Here dit gaan doen. Dis die hoop waarvan die Bybel praat. So dis nie 'n 50-50, ek bid en ek hoop maar jy weet hierdie ding gaan werk nie. So as ons vandag praat oor dit, is dit nie die hoop wat in die Bybel staan nie, dis die hoop wat ons in ons harte het. En dis hoekom ek vir julle daai groen en rooi papier gegee het. Ek gaan van hom af werk, maar ek wil julle moet huis toe gaan. En die een kant het ek geloof geskryf, ons gaan hom afwerk, en teenoor hom is die hoop, en in die middel is die skrifte waar julle kan gaan lees, ons nog baie skrifte, ek het hom maar net so 'n paar vir julle ingesit daar. Okay. So ek wil julle moet huis toe gaan en in jou binnekamer hierdie ding gaan uitsort met die Here. Moenie uitstap vandag en dink dit was 'n nice preekie. Want ek weet jy worstel daarmee. Ek weet jy bid en jy hoop maar. En jy wonder hoekom gebeur die goed nie. Gaan sorg dit uit dat julle lewens kan beter raak met hierdie. Okay, so voor ek wil begin daar wil ek gou vertel van hoop.
wanneer jy hoop het, 50-50 hoop, nie Bybelse hoopie, dan maak ons eie planne, en ons gaan nou mooi in detail daardeur gaan. Maar ek wil net skrif vir julle gee, oor waar die Here praat oor hierdie goed, en dis vir 'n verskriklike erge ding, wanneer ons nie oortuig is van wie hy is nie. So, Moses het die Israeliete uitgehaal, ek is in Numeri 14, dit staan nou nie daarop nie, ek is in Numeri 14, hy het hulle uit die Egipte uitgehaal, hulle is nou daar net uit, Egiptenare is nou versuip, hulle is daar waar hulle nou moet deur die woestyn trek op pad na die beloofde land toe, en die Here sê ons gaan die 12 verkenners uitstuur, en die 12 is uit, en hulle kom terug. En Joshua en Caleb sê, nee man, hierdie dinge gaan werk. Ek wil gou lees, Numeri 14 vers 9, hy sê, hulle is toe nou kwaad vir die twee, hulle sê, nee, daai ouens is reëse, ons kan nie soontoe gaan nie. Joshua en Caleb sê, nee man, die Here is met ons. Hulle sê, nee. So hier is die gesprek, hy sê, wees nie net teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees van die volk van die land nie, want hulle is ons spys, hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering, dat hulle gestenig moet word. So die twee wat die geloof het, is nou teenoor die wat die hoop het, die 50-50. Die 50-50 sê, nee, stenig hulle, nee, ons kan nie hierdie ding nie, gooi hulle dood. Goeie staf. Ok, so, asseblief die wind afsit, jy kry baie warm, ek sê die bladsy weer blaai. Ok, so hulle sê toe, nee, stenig hulle twee. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word, maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn vir al die kinders van Israel, so die Here kom beskerm toe nou die twee. Daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag? Hoe lank sal hulle in my nie glo nie? Ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het. Hoeveel van julle wat hier sit, julle is nou verskillende ouderdomme, van julle 30s tot seker julle 70s, kan terugkyk op jou lewe en sê, God het my al een keer in die steek gelaat. Wie van julle kan hand opsteek en sê, die Here het jou ooit een keer in die steek gelaat? Niemand nie. So as God jou nog nooit in die steek gelaat het, hoekom gaan hy nou, by die volgende obstakel waar jy moet oorgaan, jou in die steek laat? As jy 'n track record het van wie hy is, dis wat hy vir hulle hierso sê, hoe lank sal hulle nie in my glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het. Ondanks jou track record van 70 jaar, 40 jaar, 50 jaar wat jy het, sukkel jy nog steeds om 100% oortuig te wees van wie God is. Want ons lees hierdie skrifte en dink jy, is nie vir ons nie, dis daai Ou Testament goed. Is ek reg? Maar dit is nie, dis vir elkeen van ons wat hier sit. Ok, dan gaan ons 'n stukkie verder af, dan sê die Here vir hulle hierso, hoe lank sal hierdie bose vergadering aanhou dat hulle teen my murmureer? Murmureer is wanneer hulle mou, né? Hoor hoe baie keer sê hy die woord. En het die murmurering van die kinders van Israel gehoor, waarmee hulle teen my bly murmureer? Die Here sê ek het dit gehoor. Hy sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, waarlik soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Soos wat julle voor my ore gespreek het, so sal ek vir julle doen. Dis Numeri 14 vers 27-28. So nou vra ek vir jou, as dit moeilik gaan daar by jou, hoeveel keer het jy al gesê, ons gaan dit nie maak nie? Nee my vrou, weet jy, ons gaan nie hierdie ding maak nie. Hoeveel keer het jy het al gesê? Is dit nie wat die Here jou dan gee nie? Hy sê, so sê vir hulle, so waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, hy sê nou net van die murmureer, hoe lank sal hierdie bose volk vir my murmureer, en man, hoe lank sal hulle teen my doen, die kinders aanhou teen my murmureer, hy sê 3 keer. Hy sê vir hulle, ek sal waarlik vir hulle dit gee wat hulle voorgevra het. Verder in die Bybel sê hy, soos wat jy spreek, so sal dit wees. Soos wat 'n man bedink, so sal dit wees. Soos wat jy in jou hart glo, so sal dit wees. As jy glo jy gaan dit nie maak nie, guess what? Jy gaan nie. As jy glo jy is in jou chops in, jy gaan wees. As jy glo jy gaan nie daai paaiement kan betaal nie, guess what? Jy gaan nie kan nie. Die Here gaan vir jou presies gee waarvoor jy gevra het, want hy het ons geskep met 'n free will, vrye keuse. Dis hoekom die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die lewe daar was. Mense vra ons, maar hoekom het die Here nie net appel uit Eva se hand uitgeklap nie? Hoekom het hy dit toegelaat? Het jy hom gefors om vir jou lief te wees? Of kies hy dit? Kies hy dit? Ek hoop so. Dat is nie met 'n gaddy, né? Okay. So God was eerste liefde. Hy het ons gemaak vir 'n liefdesverhouding. Hy sê maar julle met 'n vrye keuse om terug te kies om lief te wees vir my. Dis hoekom die twee bome daar sit. Hy sê maak 'n besluit. Kies julle om vir my lief te wees of kies julle nie?
kies hulle dit nie. Verstaan, dis hoekom die twee bome daar was vir die keuse uit die vrye wil uit om teruglief te wees vir God. So God gaan jou nie forceer om die regte goed te sê nie, die regte goed te glo nie, en die regte goed te oortuig te wees. Jy het 'n vrye keuse. Hy sê, maar presies dit wat jy vra, dit gaan ek vir jou gee. OK, so dan, maar dit raak erger, hierdie storie, dan vers 33, nog 'n bietjie verder, sê hy, gee nou vir hulle die straf wat nou gaan gebeur, oor hulle nou gemoun het. Hy sê, en julle kinders sal soos herders rondtrek in die woestyn, 40 jaar lank, en so sal die gevolge van julle hoerery dra, totdat julle lyke in die woestyn verteer. Die gevolge van julle hoerery. Jy het either 'n verhouding met God, of met die duiwel. Jy is either getrou met jou man, of jy het 'n affair. Daar's nie ander tussenin nie, dis either die een of die ander een. Jy is either getrou aan hom, of jy het 'n affair. Is ek reg? Hy sê vir hulle hierso, 40 jaar lank, so sal die gevolge van julle hoerery wees. Wat is die hoerery? Die murmurering, die gemounery. Maar ons moet dit mooi verstaan waar hierdie ding vandaan kom. Hoekom is moun vir die Here so ernstig? Ek gaan julle nog 'n skrif lees, 1 Samuel 15 vers 23. Hy praat met Saul, hy sê, want wederstrewigheid, dis ook moun, né? Is sonde van waarseery. In die Engelse Bybel sê hy van witchcraft. OK? En eie sinnigheid, self-righteousness, en afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarseery. Verstaan jy hoe ernstig dit is? Wat doen ons as ons moun? Wat het die Israeliete gedoen toe hulle 2 weke reisie deur die woestyn toe nou verander het in 40 jaar? Hulle sê vir die Here, nee, kyk, voor hulle nou 40 jaar gekry, toe sê hulle, nee, vat ons terug na die kospotte van Egipte toe. So wat sê hulle vir God? Hulle sê, ons plan van slawerny is beter as u plan van deur die woestyn trek. Is ek reg? Wat het Eva gedoen? Hierdie plan wat die slang my kom hou, lyk beter as die plan wat God my beloof het. Kom ons gaan die kant. So wanneer jy dink jou plan is beter as God se plan, wat dink jy eintlik? Jy dink jy is beter as God. Waarvoor is die duiwel uit die hemel uitgooi? Vir dit. Hy het gedink is beter as God. Verstaan jy hoekom hy sê as jy moan, want as jy moan dink jy jou plan is beter. As jy weet wie God is, moan jy nie, jy weet sy plan is reg. Jy weet daar waar jy is, waar jy moet wees. Jy weet hoe lank dit vat en die tyd wat dit moet vat is reg, want jy weet wie God is. Maar as jy moan, dink jy jou plan is beter. Moan is soos witchcraft in sy oë. Hy sê, julle hoerery met die gemounery sal maak dat julle kinders lyk in die woestyn lê. Verstaan julle hoe ernstig hierdie ding vir God is? Jy kan nog skrif gaan uithaal, ek het net 'n paar uitgehaal. Dis baie ernstig vir God hierdie 50-50 besigheid wat ons het. Want in dit dink ons is beter as hy. En is presies waarvoor die duiwel uitgegooi het uit die hemel uit. Presies dit. OK, so nou gaan ons begin daar op julle bladsy. Ek wil net daai konsep verduidelik het, dat julle verstaan waar ons vandaan kom. So, as ons geloof het aan die groen kant, dan bid en vertrou ons 100%. Ons is nie, in Jakobus praat hy van 'n ou wat soos 'n golf heen en weer gegooi word. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgestreef word. Want die mens moenie dink hy het iets van die Here, dat hy iets van die Here sal ontvang, so dubbelhartige man, onbestedig in al sy weë. So as jy 'n dubbelsinnige het, want 50-50 is dubbelsinnig, jy is 50 aan die kant en 50 aan die kant. 50 het kan gebeur of 50 het kan nie gebeur nie. Hy sê so 'n man moenie dink dat hy iets van die Here sal kry as hy dit bid nie. Verstaan jy? So hierdie ding is ernstig. OK, so wanneer ons bid en ons vertrou, dan het ons 100% oortuig die Here gaan dit doen. Hoe hy dit ook al gaan doen, jy worry nie, dis mos sy probleem. As jy mos oor die Here gesê, hier is my probleem, dan moet hy dit mos fix. Dis mos nie my probleem meer nie. Aan die ander kant, bid ons en ons het 50-50, en ek het vir julle skrif daar in die middel gesit, wat jy kan gaan lees. OK, maar hoe kom ons by 'n plek uit waar ons 100% oortuig is van wie God is? Ons spandeer tyd in die woord. As jy nie hierdie woord ken nie, gaan jy nie God se karakter ken nie. Jy gaan van hoorsê van hom ken, né? Job het mos klomp goed van God gesê gehad. Die Here het gegee, die Here het geneem, nee. Wie het sy goed gevat? God het nie gevat, die duiwel het gevat. Maar hy klomp dinge te sê van die Here. Op die einde van Job sê hy, van hoorsê het ek van U gehoor. Hy sê ek roep al my woorde, het 'n klomp snert gepraat. Hy sê ek het snert gepraat, sorry Here. Hy sê maar nou het ek U gesien. Hy sê nou het ek 'n verhouding met U, ek het U nou gesien. Ek ken U nou. Verstaan, toe verander hy sy hele storie. So as jy nie tyd in die woord spandeer nie en God se karakter leer ken nie, gaan jy nie weet wie hy is nie. So jy gaan hom nie trust vir 100% nie. OK, maar teenoor dit spandeer ons tyd in die wêreld. Ek het nou my selfoon geberg, ons die aan een. OK, so hierdie is mos nou ons ander ding waarmee ons tyd spandeer.
Hy YouTube video's, Facebook video's, duisende van hulle, wat is die volgende een, né? Is ek reg? En as ons nie op hom is, kyk ons iets op die TV, iets, maar ons is nie tyd, ons is nie besig hiermee nie. Ek vra partykeer vir die mense wat daar by my inkom, as jy die tyd wat jy in die twee spandeer op 'n weegskaal sit, wat weeg die swaarste? Alhoewel hy in gewig swaarder is, weeg hy die ligste. Vra ek vir mense, ek vra nou vir 'n tannie, ek sê tannie, lees jy Bybel? Sy sê ja, sy lees 2 versies elke dag. Ek sê o. Ek sê tannie, dink jy as ek met my man net 2 sinnetjies praat elke dag, ons huwelik gaan dit maak? Sy sê nee, ek dink nie so nie. Ek sê nou dink tannie, die Here is tevrede met 2 versies elke dag. Ek sê hoe baie tyd spandeer op Candy Crush en al die goedjies wat die ou mense moet so speel op die foon. Maar jy lees 2 versies 'n dag. En jy dink as jy daar bo kan gaan, jy sê ja, kom in die poorte en die gat ons. Nee, ek gaan vir jou sê gaan weg nie en omgeken nie. En dis die goed wat maak dat ons twyfel in wie God is, want ons is te besig met die wêreld in plaas van besig met die woord. So al jy by 100% gaan uitkom is tyd in die woord. Tyd in die woord, tyd in die woord. Kyk, die derde lyntjie daar is ken jou identiteit in Christus. Ek het vir julle so 'n ander papier uitgedeel wat hierdie op het. Nee, die ander een. Gaan huis toe, gaan loop hom deur, want ek gaan vir jou sê hoe lyk jou identiteit. Kom ek lees vir julle gou 'n paar goeters. Wat jy glo van jouself. Ek het arm groot geword. Ek is nie goed genoeg nie, want ek het arm groot geword. Ek is seer gemaak as 'n kind. Ek het nie 'n graad gekry nie. Ek het nie die plaas geërf wat ek moes geërf het nie. My familie breek my af vir heeltyd. Ek is nie maar of mooi genoeg nie. Ek kon nie kinders hê nie. Ek kon nie my huwelik laat werk nie. Ek het my eie kinders seer gemaak. Ek jok en skinder en doen allerlei goeders dat mense my net moet raak sien. Ek is gemaak om te sukkel. Dis wie ons dink van onsself. Ek is 'n sondaar wat verdien om gestraf te word. Ek is 'n teleurstelling van my ouers of my kinders. Ek is seer gemaak en verniel en weet nie om liefde te ontvang of uit te deel nie. Ek het bitterheid en woede en onvergewensgesindheid in my hart. Ek sal jou nie vergewe nie. Jy weet nie wat my familie aan my gedoen het nie. Ek sal hulle nie vergewe nie. Jy weet nie wat hulle gedoen het nie. Weet jy wat hulle aan Jesus gedoen het? Hulle het hom gekruisig en hy het hulle vergewe. Maar dit raak wie ons is. Ek is hiemerig want ons familie is maar so. My pa het vir my gesê ons van 'n Merwes is maar hiemerig. Toe ek jonk was ek wild geweest. As ek jou bel, jy gee my nie diens sê as ek op jou. Ek het sommer met jou gepraat net so ek wil. En eendag het die Here vir my gesê, ek het jou nie so gemaak nie. My pa het my gesê ons is so. Hy sê vir my, jy het so geword van omstandighede. Jy moet jouself reg kry. Klap my hart in die ore, die Heilige Gees sê nee. Maar ek het groot geword dat dit is hoe ons van 'n Merwes is. Ons is hiemerig. Ons het die reg om so met mense te praat. Tot die Here vir my gesê het, nee, jy het so geword, ek het jou so gemaak nie. Jy moet terugkom na waar ek jou gemaak het. Ek is depressief, want in ons familie is almal maar depressief. Ek het nou net 'n paar goed genoem, julle elkeen kan jou eie goedjies so inskryf, maar is dit nie wat ons dink van onsself nie? Is ek reg? Maar ek het vir julle hierdie papier gegee om huis toe te vat. Wat God sê van jou. Want sien, as jy nie oortuig is van jou identiteit nie, gaan jy net 'n 50-50 geloof hê. En ons nog baie goed, ek het nie alles neergeskryf en ek het julle skrif gegee langs dat julle kan self dit gaan doen. So gaan sit alleen by die Here. Julle het ons lekker veld hier buite in stilte en werk gaan goed deur. Gaan lees die Bybel in daai skrifte, gaan soek nog skrifte van daai topics en begin glo in jou hart wat die waarheid is van jou. Nie hierdie goed wat die wêreld wat my pa my gesê het ek is nie. Die goed wat my pa my gesê het ek is, daai pa, my ware pa. Kom by dit uit. Kyk so aan hierdie kant waar geloof is, moet jy identiteit in Christus ken. Aan die ander kant ken jy jou identiteit in waarin jy groot geword het. Want al hierdie issues wat ons het, kom nie van nou af, het kom van ons kinderjare af. Wat jy al die pad saamdra. Maar weet jy wat, Jesus het die prys betaal in die kruis. Jy is onderstel om daai ding daar neer te sit. Nou die dag, my pa was nogals 'n perfectionist, so ek het 'n gevoel gehad van, I never measure up. Want as ek 80 kry, moes ek eintlik 'n akademiese balkie gekry het. En as ek die 100 meter wen, moes ek eintlik die rekord gebreek het. Jy weet, so, dit was net nooit net daar waar jou pa jou gehad het nie. So ek het met dit gesukkel. Nou is ek 'n groot mens en ek dink ek is redelik emosioneel uitgesort. En nou die dag bedank iemand wat vir my werk, maar ek was so goed vir haar gewees. Yes, en ek het hierdie wroging in my, maar nou gaan ek deur die emosies, is ek kwaad vir haar? Nee, as ek teleurgesteld? Nee, as ek kry nie 'n emosie wat ek 'n naam kan bysit nie. En 'n week voor sy klaar maak, ek slaap ook nie, 3 weke, ek slaap nie, sy het 4 weke kennis gee. Op die 3de week sit ek met 'n pasiënt, ek's besig om CT scans se goed te vat en die Here sê vir my, sy het daai ding van jou kinderdae getrigger, van jy was nie goed genoeg nie. Sy het jou laat voel, jy is nie goed genoeg nie, dis hoekom sy geloop het. Want dis hoe my pa my laat voel het. Maar dis nie die waarheid nie, God het haar verwyder, haar tyd was net verby.
En toe hy dit vir my wys, sê ek soos my magtig, maar ek kan mos nie met hierdie goed loop nie. Ek sê Here, maar ek sit daai nie goed genoeg hier by die kruis neer. Ek tel dit nou nie weer op nie. Dis nie meer deel van wie ek is nie. En niemand sal my weer so laat voel nie, want ek is vry. Die Here het dit ons betaal voor. En hier's ek vry vandag, enigiemand kan nou loop. Ek voel nie meer so nie. Maar ek het nie eens geweet ek het dit nog binne in my nie. Tot die Here tot daai ding nou gebeur het nie. So elkeen van ons moet gaan sit in daai boks wat jy met duct-tape toegeplak het en onder in die spens geberg het, né? Ons moet daai boks hê binne in ons siel. Jy moet dit gaan oopmaak en dan goed by die kruis gaan neersit. Jy help jy plak hom toe, berg hom onder die spens. Iewers pop hy tape af en dan spring al daai goed uit. Julle het dit al beleef. As die omstandighede bietjie druk en die stres is 'n bietjie hoog, dan default ons terug na daai boksies toe. Dan raak dit rof vir die mense om jou, is ek reg? Ja. Dus omdat ons nie daai bokse uitpak nie, gaan sit reg goed by die kruis se voete neer en los dit. Jesus het betaal daarvoor. Raak ontslae daarvan. Maar dit is deel van jou identiteit. En as jy deur daai lysie werk en jy kom by dit uit, gaan dit jou help om my boks uit te pak. En jou identiteit te kan sê, maar dis wat God vir my sê. My pa wat my gemaak het. My aardse pa het my net gekry om groot te maak. Hy is nie my regte pa nie, hy is jou regte pa. Hy het jou gemaak en dis wat hy van jou sê. OK. So die volgende enetjie daar, die nommer 4 is hou by sy voorwaardes en beloftes. En ek wil dit vir julle verduidelik. Dis 'n geestelike beginsel wat God in die universe ingesit het en almal loop al by. As julle gaan nou nie baie stad toe nie, maar as jy nou Woolworths toe gaan of na 'n winkel toe gaan, dan sê hulle buy 2 get 1 free. Onder staan klein, terms and conditions apply, né? So die belofte is jy mag 1 verniet kry, die voorwaarde is jy moet 2 koop. So as jy nie by die voorwaarde hou nie, dan kan die belofte nie werk nie. So as jy net 1 koop, dan kan jy nie 2 kry nie. Is ek reg? So as ons trou, as julle 2 voor die kansel staan, dan beloof jy mos trou aan haar. Dis die belofte, die voorwaarde is hy mag nie 'n affair hê nie. Dan kan jy die belofte breek, jou goed vat en gaan. Is ek reg? Dis hoe dit werk. Ons 'n besigheid begin en ons besluit ek en jy begin 'n besigheid, jy bring die plaas, ek bring die beeste, ons 'n kontrak, daar's voorwaardes op, die belofte is, of die belofte is op van wat ons gaan doen, die voorwaardes, jy mag nie geld steel nie. As ek sien jy steel, dan vat ek my beeste en gaan ek. Is ek reg? Dis hoe die hele lewe werk. Hoekom werk dit so? Want God het dit ingestel. So dit beteken die woord van God werk ook so. Hy het baie beloftes hier binne. Hulle sê ons oor die 7000 beloftes binne in die Bybel. Hoeveel ken jy? Hoeveel ken jy? Hoeveel ken jy? Wat jy vasmaak in jou hart en jy weet dis wat God vir my sê. Hy sê in elke belofte is dit ja en amen. Ja, ek het dit vir jou gesê, amen, jy moes dit net gevat het. Okay, maar nou dis hierdie beloftes maar werk nie. Hoekom werk dit nie? Want ons nie by die voorwaarde gehou nie. En dan gaan jy al 2 voorbeelde gee. Ek het vir die skrif daar gesit, Joshua 1. Moses is dood, Joshua kry die volk, hulle is op pad beloofde land toe. God sê vir hom, okay, hier is jou beloftes. Hy sê elke plek waar jou voet op trap sal ek jou gee. Hy sê niemand sal voor jou staande bly nie en ek sal by jou wees al die dae van jou lewe. Hy sê maar, die voorwaarde is, jy mag nie links of regs afwyk van my woord af nie. Joshua sê nie, ek het dit. Hulle gaan Jerigo toe doen presies wat die Here sê, Jerigo se mure val. Joshua het so spiritual pride na daai uitstapie. Hy dink nee, hy het dit nou. Hy val sommer die volgende dorp Ai aan sonder dat hy die Here gevra het. Daar kry hulle op hulle herrie. Hulle maak 36 van die Israeliete dood, hulle hardloop terug. Joshua skeer sy klere, gooi die as op die kop. Hy sê ag Here, plaas ons aan die ander kant van die Jordaan gelos het. Hy sê nou gaan ons almal uitwis, die naam gaan nie groot gemaak word nie. Hy's vreeslik besig. Die Here sê vir ons staan op man. Hy sê hoekom my beloftes nie gewerk nie. Die Here het nou net vir hom gesê elke plek waar jou voet op trap, niemand sal voor jou staan en bly nie, ek sal by jou wees al die dae van jou lewe. So het dit nie gewerk nie. God sê ek's nie 'n mens wat ek vir jou sal lieg nie. Hy sê ek's gister en vandag al ewig dieselfde. So why didn't it work? Hy sê vir hom jy het nie die voorwaarde gehou nie. Ek het jou gesê mag jy links of regs afwyk nie. Jy het daai stad aangeval sonder om my te vra. Sien julle wat gebeur? Psalm 91, ek hoop julle ken hom, het baie beloftes. Op die einde staan die voorwaardes. Hy sê omdat jy my naam ken en my liefhet, sal hierdie goed so wees. Hoeveel van ons kom in die moeilikheid? Ruk ons Psalm 91 hier op, ons lees. Nou werk dit nie. Dan is God 'n vreeslike teleurstelling. Want nie gewerk nie. Maar jy het nog nooit in jou lewe by daai voorwaarde gehou van sy naam ken en my liefhet nie. Jy het nie 'n verhouding met God nie. Psalm 91 is dooie woorde as jy nie 'n verhouding het met God nie. Dooie woorde. Niks beteken nie. Maar verstaan julle dat die hele woord van God werk met beloftes en voorwaardes. En ons is in die kerksysteem geleer dat God moet alles vir jou kom fix. Here, ek het 'n probleem, help my. Is ek reg? So groot geword. Maar sien, die woord sê eintlik dat die fout by ons lê. Dis wat hy moet doen, dis wat ons moet doen. So wanneer die belofte nie werk, jy moet nie sê Here help my nie, jy moet sê Here, wat het ek gedoen om die voorwaarde te verbreek? Wys my, waar was ek uit lyn uit? Want as jy by die voorwaarde gehou het, het die belofte gewerk. Hy's nie 'n man dat hy vir ons sal lieg nie. Hy is gister en vandag al ewigheid dieselfde. Wat hy vir die ou in die Bybel gedoen het, wat in jou situasie was, gaan hy vir jou ook doen. Hy's nie 'n aannemer van die persoon nie. Hy sê liewer vir die ou in die Bybel as wat hy vir jou was nie. In elke situasie waarin jy al was, waarin jy nou is of waarin jy gaan wees, is hierin opgeskryf.
Jy het nie 'n boek nodig om depressie uit te sort, finansies uit te sort, jou kinders op te voed, jou huwelik te red, whatever nie. Jy het net hierdie boek nodig. Alles is een. Maar ons lees dit nie, so sal jy weet nie. En elke belofte wat die Here vir daai ou gegee het wat verneder is, verneek is, gelieg is, voorgeskei is, 'n affair gehad het, wat ook al is, elke belofte wat hy daar gee het, gee vir jou ook. Maar jy moet by die voorwaarde hou. So, aan die ander kant, hou ons nie by die voorwaarde nie, en dit kanselleer die beloftes. So ons is by 'n plek om ons op en vir God vra om ons te help, en vir die Here vra, Here, wat het ek gedoen wat gemaak het dat hierdie gekanselleer is? Hoekom werk dit nie? Dat jy in lyn kom met God se woord. Jy kry mos daai mense wat sê, ja, hulle gaan kerk toe, maar jy weet, as hulle te veel drink, maar Jesus se eerste wonderwerk, hy water en wyn verander, en klomp stories man. Ons moet ons lewens verander, om binne in God se woord in te pas. Ons moet nie die woord verdraai en binne in ons leefstyl in te pas nie, want dis wat ons doen. En dis hoekom God se beloftes nie werk nie, want jy is nie by die voorwaardes nie. En dis presies wat met Joshua hulle gebeur. Daai skrif waar Joshua sê, ek en my huis, ons sal die Here doen. Hy sê eintlik vir hulle, maak julle net wat julle wil. Want toe kom hulle nou uit, die Here sê hulle moet almal doodmaak. Hulle kan nie mense oorlos nie, want onthou, die God se gees is tog nie binne in hulle nie. En hy weet hierdie afgoderry gaan vir hulle potjie. Hy sê alles moet uitgewis word. Die Israeliete sê nou, nee, hier is net te veel moeite. Kom ons laat hulle net vir ons belasting betaal. Ons gaan nou nie doodmaak nie. Toe, wat gebeur? Voor hulle weet hulle in afgoderry, ballingskap, waar val die hele bus uit mekaar uit. Terwyl God vir hulle belofte gegee het. Jy kan gaan kyk elke keer in die Ou Testament wat die belofte nie werk is omdat die voorwaarde verbreek het. Dis wat dit is. So ons moet maar onsself begin kyk en sê, Here, wat het ek verkeerd gedoen dat die belofte nie gewerk het nie? Nie wat hy moet doen om dit te fix nie. Niks om te doen nie. OK, volgende een is gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid aan die ander kant. Obviously as jy by die voorwaardes en beloftes hou, is jy gehoorsaam. En luister, ek praat nie van vloeksteel en daai goeters nie, hoor. Adam en Eva het nie dit gedoen nie, toe hulle gesondig het nie. Hulle het God se plan gemis. Ek praat van daai bitterheid wat in jou harte wat jy nou nog nie laat los het nie. Daai seer kry, ek het so seer gekry as 'n kind, jy weet nie wat daai oom aan my gedoen het nie, wat jy nou nog nie laat gaan het nie. Dis ongehoorsaamheid, want jy gee eintlik vir Jesus 'n klap in sy gesig en sê, daai prys wat jy betaal het, ek gaan hom nie vat nie. Ek gaan vashou aan hierdie seer, is lekker. Dis lekker, kan elke keer 'n bietjie aandag kry by iemand, as ek weer vertel vir my kinderdors, is seer wat ek het. Besef julle dat Jesus het betaal sodat jy kan dit los. So as jy dit nie los nie, wat sê jy vir hom? Waar nie wat jy gedoen het nie. Dis 'n klap in sy gesig. Verstaan julle, wanneer ons gehoorsaam is dit om daai goed te laat gaan. Dis nie net van, het jy nou nie sonde gedoen nie, het jy nou minder gedrink, of minder gevloek, of minder lelik met jou vrou gepraat. Dis nie net dit nie, daai is oppervlakkige goedjies. Dis hierdie goed wat in jou hart is. Wat jy nou nog nie voor die Here gesit het nie. Wat jy nou nog gaan vasklou. Ons moet gaan repent vir dit. Daai ou wat jy nog nie vergewe het nie. Daai bitterheid vir jou pa wat jy nog het, want hy het wat ook al gedoen. Daai skoonsussie wat jy nie kon vergewe het nie, want sy het wat ook al gedoen. Raak los daarvan. Dis stupid om hierdie goed saam te dra. So ongehoorsaamheid is om dit te hou. Jy kry mense, as 'n oom hulle wat genesingsbediening het, daai een tannie is so krom getrek van die arthritis, hulle wil van bid, sy sê nee. Hy sê hoekom nie? Sy sê ek gaan te alleen wees. Want almal vra altyd, ag tannie, is jy okay? Hoe voel jy vandag? Maar as jy gesond is, gaan niemand om my vra nie, dan kry jy my aandag nie. Sy sê nee, sy wil nie. Maar dis wat ons doen, ons hou vas aan daai seer, want jy kan elke nou en dan net 'n bietjie sorry Susie tap uit, jy weet. Ons doen dit. Die Here soek dit nie. Hy soek 'n skoon hart met 'n skoon bruid wat opgewonde is en saam met hom vorentoe gaan. Maar hierdie goed hou ons terug. Dis ongehoorsaamheid om aan daai goed vas te hou. Sit dit neer. Kry dit klaar. Romeine 6:16 het ek vir julle daar geskryf by dit. Romeine 6:16 sê, die een op wie jy gehoorsaam is, 'n slaaf sal jy wees, of aan ongehoorsaamheid tot die dood, of aan gehoorsaamheid tot geregtigheid. Die een op wie jy gehoorsaam is, 'n slaaf sal jy wees. Wil jy regtig die slaaf van die duiwel wees? Besef jy is die slaaf van die duiwel? Jy noem jouself 'n Christen, jy dink jy so uitgesort mee is nie. Jy volg die duiwel al die pad. Hou daai seer, moet dit vergewe. Nee, ek gaan lekker. Mense gaan my weer vra, gaan dit vandag met jou? Jy's 'n slaaf van die duiwel, jy doen presies wat hy wil sê. Hy sê van sonde tot die dood toe. Of van gehoorsaamheid tot die lewe toe. Gaan lees hy skrif en maak dit jou eie. Vertrou sy tyd, volgende skrif. Vertrou sy tyd, of jou eie tyd, fors goed om te gebeur. Hoeveel van julle het al 'n deur oopgeskop vir 'n ding wat jy wil hê? Jesus, ek wil 'n nuwe bakkie koop. Maar ek het nie geld nie, maar gaan 'n plan maak. So daai bank by nie wil geld nie, gaan by 'n ander bank geld of by die buurman. Maar daai bakkie gaan ek koop. Wie van julle het al so iets gedoen? 6 maande later as jy in die moeilikheid. Dan dink jy, ek dink ek geweet. Niemand het al gedoen nie. Okay. Lyk of dit net ek is wat foute maak hierso. Okay.
Maar sy tyd is nooit verkeerd nie. Hoekom ons het nou teruggegaan na daar waar hulle in Egipte, uit Egipte uitkom na die beloofde land toe. God se tyd was nie verkeerd nie. Hulle sou 2 of 3 weke deur die woestyn getrek het op pad soontoe. Maar ewen sy 40 jaar wat hy hulle gegee het, was nie verkeerd nie, want hy kon nie daai slawe mentaliteit uit hulle brein uitkry nie. So hy moes die wat nie hulle brein kon change, hulle doodgaan in die woestyn sodat hy die nuwe generasie kon instuur. So ewen dit was sy tyd nie verkeerd nie. Want as hy slawe mentaliteit ingestuur het, kan 'n slaaf 'n land regeer. Nee. So hulle in elk geval nie die land kon invat nie. Hy moes mense daar instuur wat koning mentaliteit gehad het. Ek is 'n kind van God mentaliteit, dan kon hulle die beloofde land invat. So ewen met daai 40 jaar as hy tyd nie verkeerd nie. God se tyd is nooit verkeerd nie. As jy bid en iets vat lank, het altyd jy nie die voorwaarde gehou nie, of God is besig om iemand op te rig om jou te help, of God is besig om jou op te rig. Want hy kan jou nie bless voor jy nie reg is om my blessing te vat nie. So dan dink ons nou dis die Here wat lank vat. My man sê altyd sy tyd en God se tyd is nie dieselfde nie. Maar dan lees ek hierdie skrif in 2 Petrus 3:9, ek het hom vir julle daar geskryf. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Hoor julle dit? Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. So is nie God nie. Hy sê maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So hy sê hy is lankmoedig, hy wag dat jy in plek kom sodat hy die belofte kan gee. Hulle moes net 3 weke dit gedoen het, toe vat dit hulle 40 jaar daar uitkom. Maar hy moes 40 jaar vat vir hulle om 'n mentaliteit te hê voor hulle kan instuur. So, wat bepaal jy? Bepaal jy 3 weke of 40 jaar? Hoe lank vat die Here voor hy jou hart reg kry voor hy jou kan bless? As jy jou aan met vra, die Here sê ek wag vir jou. Sê ek wat dit delay nie, dis jy. Maar dan raak ons nou ongeduldig met hierdie ding en dan fors ons die deur oop. Is ek reg? OK. Die volgende enetjie is sy boekrol, Psalm 139 in jou eie boekrol. In 2021 gee die Here vir my daai Deuteronomium 28 waar hy sê ek sit vir jou lewe en dood, kies die lewe wat jy kan lewe. Ek sê Here ek doen. Hy sê nee, jy doen nie. Ek sê Here daai mense wat nie glo in U nie, hulle kies die dood. Hy sê jy ook. Maar ek sê nee, ek verstaan nie. En hy wys my hierdie Psalm 139. Hy sê elke dag van jou is in 'n boekrol geskryf nog voor jy van hy daar was. Ek sê Here ek nog nooit hierdie skrif gesien nie. Hy sê wel dit was daar, jy het nie gelees nie. Elke dag van jou is opgeskryf in 'n boekrol nog voor een van jou daar was. Hy sê in Jeremia 1:5 hy sê ek het jou by jou naam geroep voor die grondlegging van die aarde. En Jesaja 43 sê hy ook dit. Hy het jou by jou naam geroep in jou moederskoot voor die grondlegging van die aarde. So ons was in die gees gekreë. Ons Spreuke 8 vertel Jesus hoe hy saam met die kinders speel terwyl God die aarde skep. Kosbare Spreuke daar in Spreuke 8. So ons sien dat ons in die gees gekreë was en toe op die regte tyd het jy in die vlees uitgekom. So jou boekrol was klaar geskryf. Nou wil ek vra, dink jy jou boekrol is vir slegte goed geskryf deur God? Hy sê jy wat sleg is om weet om goeie goed vir jou kind te gee. Hoeveel te meer ek wat God is wat goed is, weet om goeie goed vir te gee. Is dit jou droom dat hy 'n gebreklike kind het eendag? Nee. So sal dit God se droom wees? Nee. So God gee ook nie gebreklike kinders nie. So nou is sommer dit ook nou van die topik af. Okay. Maar as dit God se droom is vir goeie goed, dink jy jou boekrol in die hemel is geskryf om te sukkel? Ek het jou boekrol maar geskryf om te sukkel, jy gaan sukkel. Dit gaan nou maar jou pad wees. Nee, maar hoekom sukkel ons dan? Want ons skryf ons eie boekrol en dis wat die Here my toe wys. Hy sê vir my elke keer as jy jou eie plan maak, skryf jy jou eie boekrol, kies jy die dood. Dis hoekom hy vir my eers Deuteronomium gewys het. Ek sit vir jou lewe en dood, kies die lewe. Hy sê elke keer as jy jou eie plan maak, skryf jy jou eie boekrol, kies jy die dood. En hy vat my terug na Psalm 23 toe. Jy weet ons alles is vredevol en dan gaan hulle deur die skadu van doodal. Dink jy die herder vat die skape deur die skadu van doodal? Nee, hy loop met hulle om. Dis 'n verder pad, né? Tydgewys, dit vat langer, maar in die pad is dit vrede en hy bou goedjies vir jou in, leer jou goed tot jy aan die ander kant kom. So hoe beland ons in die skadu van doodal? Waarvan Psalm 23 praat. Ons maak ons eie planne, skryf ons eie boekrol, en kap ons hierdeur. Sê die Here, wel, jy is so klaar hier binne-in, waar die wolwe jou wil opvreet en alles, ek gaan jou hier deurvat, wat gaan nou nie maklik wees nie. God kan jy net so uithaal nie. Jy het 'n besluit gemaak, hy sê, ek gaan jou presies gee waarvoor jy gevra het. Ek gaan jou aan die ander kant uitvat. Ek sal saam met jou wees, maar dis wat dit is. So verstaan julle dit, wanneer jy jou eie plan maak, dink jy jou plan is beter as God se? Dis klaar witchcraft God so. Jy gaan hierdie skadu van doodal, jy kies die dood. Jy's besig met totaal jouself. Alles me, myself en I, wat ek wil hê. My pa het my gesê, my kind, vir elke plan wat jy werk, jy moet jy 40 nuwe planne hê. En kyk, ons van die Merels het planne, né? Julle plaasmense ook, ons kom van die plaas af, ek het planne. So ding jy werk, jy maak ek 'n nuwe plan. Maar na die Here dit vir my gewys het, maak ek niks voor ek hom nie vra nie. Here wys my. En nou gaan julle vir my vra, maar hoe hoor jy die Here vir jou sê? Sê gou vir my, hoeveel van julle het al goed gedoen, wat jou kop dink, ja, hier is 'n goeie geleentheid.
Maar hier het jy so bietjie, jy het dit geïgnoreer en dan 6 maande later as dit gemors is, dan dink jy terug en dink jy, ek het eintlik hier geweet, ek moes dit nie doen nie. Hoeveel van julle het al dit gedoen? OK, daar is God wat met jou praat. Jesus se ander naam is Prins van Vrede. So God praat met ons hier, vrede of onvrede. Jy hoef nie 'n audible voice te hoor of noodwendige skrif te kry, hy praat jou hier. As jou kop en jou hart sê vrede, dan kan jy go. Maar as die kop sê, hoe great geleentheid, met jou hart sê, jy voel hom is net so, het net so vinnige ding wat sê, nee. Dan moet jy weet, die Heilige Gees sê, nee, dis hoekom jy daar onvrede voel. En of jy nou vreeslike goeie geloof het, of baie swak geloof het, almal van julle het dit al gevoel. Is ek reg? Die verskil is net, ons ignore dit, dan gaan ons met die kop. So as jy besluit wil maak, vra vir hom, Here, laat ek hom hier voel, Here, moet ek nog 10 koeie koop by die buurman? Het jy nou eintlik geld nie, maar kan 'n plan maak? Wys my net dat ek voel hier, vrede of onvrede, jy gaan hom voel. As jy onvrede voel, en sê, sorry buurman, ek gaan jy kan uithelp, ek weet jy die geld nodig, maar ek kan jy nie jou help nie. En as jy vrede voel en jou kop het vrede en alles val in plek, dan weet jy die Here sê ja, dan gaan jy, dan doen jy dit. Maar ons moet begin vra vir die Here, wat is in ons boekrol geskryf? My bus staan nou, weet jy by wie se huisie? Of by iemand se huis. Daai bus, ons het ons bakkie afgestuur Kaap toe vir besigheid, nou het ons net een kar, en die kinders het goed aan, as die mekaar as ons net een kar het, nou het ons 'n nuwe voertuig koop, en ek traai skuld klaar betaal. Ek sê, Here, as ons die bus moet koop, want hy's duur, moet hulle die lening goedkeur en die payment moet at least R2000 minder wees wat ek my kop uitgewerk het. Ek sê, maar as ons hom nie moet koop, jy moet net my bel en sê die lening is afgekeer. 6:00 daai aand bel hulle my. Hulle sê die lening is goedgekeur, die payment is R2500 minder. Verstaan, dis hoe ek nou, van dat die Here my dit gewys het met hom operate. Ek maak nie besluit as ek nie gevra het nie. Ek sê, Here, as ek moet ja gaan, moet laat dit so wees, as ek moet nee gaan, laat dit so wees. Dat ek hom voel nie. Ons kan dit voel, en jy kan dit vra. So hou op om jou eie planne te maak, want dis hoekom jy by 50-50 uitkom, en jy kom in die moeilikheid, en dan dink jy, waar is die Here nou? Dan sê die Here, maar ek het nie vir jou gesê, jy moet so toe gaan nie. Dis hoekom ons aan die 50-50 kan bly. Die volgende enetjie is nederig voor God, humility. Here, die Here het met my die laaste ruk verskriklik gepraat oor pride en humility, want pride is 'n ding wat jou die hemel gaan uithou. En ons het dit, ons is so self-righteous, en so besig met ons eie goed, en is me, myself en I, en wat ek kan doen, en wat se geld ek het, en wat se boerdery ek al opgebou het, en hoe my kinders presteer, en daar in Kimberley, joh, daai mamas is erg, die kinders moet vir jou perform, hoor. Daai een seentjie moet omtrent 100 kry in elke toets, anders is sy ma nie tevrede, en die arme kind het nie 'n sosiale lewe nie, hy is 10 jaar oud, hy kan nie by maatjies gaan speel of iets, hy moet net so gaan. Myne weet, hy moet net sy beste gee, sy geleer het, is ek fyn, ek worry my die punte is nie. As jy jou beste gee, dan gaan ons met daar uitkom. Want dis ons vrede. So, humility, jy kry vernedering en jy kry nederigheid. Jy kry humbleness en humility. Vernedering is wanneer ek jou verkleineer hier vir al die mense. Dis nie wat God soek nie. Hy wil hê ons moet nederig vir hom inkom. Hoekom? Ek wil nou 'n groter storie vertel. As jy repent, as ons bely van ons sonde, moet jy verstaan dat jou sonde is klaar betaal voor. As jy sê, Here vergewe my sonde, dis klaar vergewe, 2000 jaar terug. Hy sê in die Romeine, hy sê daar, hy is neergewerp ter wille van ons oortredinge, hy sê, maar hy is opgewek ter wille van julle regverdigmaking. Hy is in die 83 uitvertaal daai, die 33 vertaal in die King James en so staan hy nog so. Hy sê, hy is opgewek ter wille van julle regverdigmaking. So dit beteken, God kon eers vir Jesus uit die dood uit opgewek het, toe al ons sondes agteruit en vooruit klaar betaal is, toe eers kon hy ons uit die dood uit opgewek het. Hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Hoor jy wat ek sê? So jou sonde is reeds betaal 2000 jaar terug. Klaar, hier waar jy sit, klaar betaal. Okay? Kan nie opsetlike sonde doen nie, dis 'n ander preek. Dit staan daar. As jy opsetlike sonde doen, is daar nie 'n prysie. So moenie dink dis 'n free pass om te maak wat jy wil hê. Okay. Maar hoekom repent ons dan? Hoekom sê ons dan, Here vergewe my? Want dit gaan oor daai nederigheid. Sê nou maar ek skinder baie. Sê Here, ek het vandag al weer van san vir jou geskinder en ek asseblief help my net. Die vergifnis is klaar gedoen. Hy sê aan jou sonde oortredinge sal ek nooit weer dink nie. So ver soos die ooste van die weste verwyder is jou sonde van jou in die diepte van die see het ek dit gewerp. So hierdie skrif staan oral in die Bybel. So ons sien dat God nie om bemoeid maak met ons sonde nie. Dit het niks met hom te doen nie, is klaar betaal voor. Dit het niks met hom te doen, dit het met ons te doen. Sien, wanneer ek voor God gaan sê, Here, ek kan nie op 'n skinder nie, kan nie my help. Wat is ek dan? Ek's nederig. Is soos, Here, ek kan nie op my eie hierdie ding uitsort, jy kan nie my help. Dan het die duiwel nie toegang tot jou nie, maar wanneer jy dink, nee, ek gaan hierdie ding self doen, watch my. Dis pride, dan gee die duiwel toegang tot jou lewe. So, daai humility wat ons voor God staan,
Gaan terug na Psalm 23 toe weer. Psalm 23 is 'n amazing Psalm, jy wil 'n bietjie in diepte gaan lees. Die eerste sinnetjie sê, die Here is my herder. Ons het gisteraan oor gepraat. Gili sê nee, hy wil eerder 'n bok wees, want hy is baie slimmer. 'n Skaap is 'n dom ding. Ek sê juist dit. Wat sê Psalm 23 se eerste vers? Die Here is my herder. Ek sê Here, ek is so 'n stupid skaap. Ek kan nie vandag hier uitloop as jy herder saam met my loop nie. Ek gaan in die rivier val, ek gaan in die bos vassit, die wolf gaan my kleintjie vang, ek gaan die flok verloor. Ek gaan 'n gemors maak daarvan as die herder nie saam met my loop nie. Dis wat ons gesin elke oggend vir die Here sê. Ons gebruik elke oggend nagmaal voor ons by die huis uitgaan om te sê, Here, as U bloed nie saam met ons loop nie, kan ons nie uitgaan nie. Want ons is die stupid skape wat saam met die herder moet loop. Wat sê die volgende sinnetjie? Hy sê, dan sal hy niks kort kom nie. Sien, dis in daai nederigheid voor God te staan sê, Here, sonder U kan ek dit nie doen nie. Maar ons lyk nie so nie. Ons is prideful, nee, ons is dik in die planne. My maat, ons kan enige ding uitsort. Bring hom. Buurman, bring jou probleem. Ek gaan jou vir jou wys, ek sort of jou uit. Dis wie ons is. Gili, vertel my nou van 'n trekker wat hy moet fix. Hy sê, maar daar's so baie elektronies, dis nie heeltemal in sy vuurmakplek. Hy sê, Here, jy moet my help, hy bid. En soos hy deur gaan wys hier hom nie. Net 'n shot, maak hy hom reg. Ding waarvan hy eintlik niks weet nie. Maar hy bid. Here, wys my, wat moet ek doen? In elke situasie, die Here is my herder. Dis nederigheid vir God. En Dawid het dit verstaan, dis hoe hy het geskryf het, want hy was herder. En dis hoekom in die eindtyd goeters, as jy nou die Nuwe Testament lees, sê hy kom nou. Ons is nou in 'n tyd waar die skaap en die bokke skei. Hoekom vergelyk hy dit met skaap en bokke? Julle het almal ek weet nie of almal bokke het nie, maar hier's baie bokke hier rond. Julle het 'n lyke bok. Hy het nie 'n herder nodig nie. En hy's eie wys en hy's slim en hy's stout. Hy maak sy eie planne. Is ek reg? Dis hoe bokke lyk. Dis hoekom hy die vergelyking in die woord gebruik. So Gili sê nou hy wil nie meer 'n slim bok wees. Hy's okay om 'n stupid skaap te wees. Hy gaan saam met die herder loop. Maar verstaan julle daai konsep? En daai nederigheid wat hy van praat in Jakobus 4:7 sê hy dit. Hy sê onderwerp julle aan God. Onderwerp jou aan God, daai nederigheid. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Maar om die duiwel te kry dat hy weerstaan en wegvlug, moet jy eers onderwerp aan God. Want as jy pride het, dis presies wat die duiwel het. Dis waarom hy na jou toe kom. Dan het die duiwel toegang tot jou lewe, so hy gaan hom nie wegjaag nie. Hy gaan daar bly. So aan die ander kant het ons hoogmoed en ons dink ons planne is beter as God se planne. En ons het hom nou al deurgetrap, so jy verstaan hoe ernstig dit is. En die volgende een is kies die lewe of kies die dood. Ek het julle nou in daai een ding verduidelik van Deuteronomium 30. As jy jou eie boekrol skryf, kies jy die dood. Ons moet ophou om die Bybel te begin in die vlees lees. Ons het die boek in die gees begin lees. Want jy lees nou en dink jy nee, maar ek is mos 'n Christen, ek kies die dood. Dis wat ek vir die Here gesê het ook daai dag. As daai goddelose mense, hulle kies die dood. Ek kies die lewe, ek is mos 'n Christen. Maar sien as jy in die gees begin kyk, dan kies ek nie die lewe nie. Dan kies ek die dood wanneer ek my eie planne maak. Die Here sê in die laaste dae nou, soek hy mense wat hom in gees en waarheid aanbid. Ons kan nie meer die boek in die vlees lees nie. God sê vir Adam en Eva, ek het julle na my beeld en gelykenis gemaak. Wat was God, gees of vlees? Gees. So hy het hulle na sy geesbeeld en gelykenis gemaak. Hy het ons net in 'n lyf kom sê dat ons kan praat en goedjies van doen. Maar ons moet 'n geesverhouding met ons hê. Maar ons lees nog al die tyd hierdie boek in die vlees. Jy lees hierdie Ou Testament goed en dink jy nee, niks van toepassing op my nie. Daai is die Ou Testament. Maar dit is as jy dit in die gees begin sien hierdie goed, dan sien jy maar dit is ek moet dieper gaan kyk na my hart wat daar aangaan. Dan kom die volgende een, jy lê op groen gras, Psalm 23, of aan die ander kant gaan jy deur die skadu van dood dal. Want jy is besig met jou eie planne. So ek het dit nou klaar vir julle verduidelik daai. As jy op die groen gras lê, wat het jy? Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wie van julle was al in die middel van 'n krisis en die vrede? Het julle? Okay? Aan die ander kant is vrees en stres en angs en worry. Here, hoe ek het 'n appointment wat ek moet betaal, weet jy gaan ek op uitkom nie. Is ek reg? Hoe voel daai binne in jou wanneer jy daai stres beleef? Is dit lekker? Nee. Ek wil vir julle sê, toe ek 15 jaar terug regtig my pad met die Here gestap het, kon ek net een Bybelversie onthou en dit was Johannes 10:10. Is so maklik om te onthou. John 10:10. John 10:10 sê, die duiwel kom steel, slag en verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. En op daai stadium het ek kwai angs gekry. Ek het net die praktyk was so 'n paar jaar, 2 jaar oud. As ek sien 'n pasiënt kanselleer, dan wil ek nou weet was hy siek of weet hoekom het hy gekanselleer? Sê nou maar almal kanselleer. Sê nou maar niemand hou van my nie. Sê nou maar. Ek het so groot geword. My pa was op die grens in daai generasie, so ons het met sê nou maar groot geword. Sê nou maar, jy weet die aarde vergaan en ons is gered nie. So daai sê nou maar het my teen die mure uitgedryf en dan kom my angs op en dan jy weet nie wat jy moet doen daarmee nie. Ek kan nie vir jou sê of jou hart gaan staan of hy gaan uitbars nie, maar dis 'n terrible gevoel. En toe ek my pad met die Here begin het ek daai angs met Johannes 10:10 aangespreek, hardop vir die duiwel om te hoor wat ek hom sê. As ek voel hy angs kom so op en sê ek angs vat jou goed en gaan, my belofte is 'n lewe in oorvloed.
En ek sê vir jou, was die 3 maande nie toe se angs weg. 15 jaar later, hier staan vir jou, ek kan vir jou beloof, ek nog nooit weer angs gekry nie. Ek stres nie. As ek sien 'n ding gebeur, sê ek, Here, ek gaan nie stres oor hierdie ding nie. My deel is lewe in oorvloed, oorvloed. Nie jou deel is lewe net oor die weg kom nie. Dis wat hy sê nie, oorvloed. Nie sukkel, ons maak dit net elke maand nie. Oorvloed. Hy sê in Deuteronomium 28, hy sê ek het die skatkamers van die hemel vir julle oop as julle in my wet bly. As julle 'n mind of Christ het, as julle begin dink soos ek dink, is die skatkamers van die hemel oop. Ek is 'n klein bietjie van die punt af, ek wil net hierdie sê. Wie van julle ken die koninklike family daar in Engeland? Ken julle? Okay, ek weet hulle is goddelose mense, maar die Here het my 'n beeld gewys. William en Kate wat in die koningshuis bly versus Harry en Meghan wat buite die koningshuis bly. Die Here sê vir my, julle besef nie in Petrus en in Openbaring op 2 plekke en nog op 'n ander plek staan daar dat hy het ons gemaak to rule and reign as kings and priests on the earth. Hy het ons gemaak om soos konings op die aarde te regeer. Hy is die hoofkoning en onder hom is daar konings wat regeer sodat ons hom kan glorify die hele tyd met ons sukses. Maar hoeveel van ons is suksesvol wat hier sit? Hoeveel van ons sukkel en ja, die Here kom deur, maar jy dis ons net elke keer so op die nippertjie. Dis nie God se droomie. En hy wys my hierdie 2 beelde. Hy sê William en Kate weet hulle is royalty. Hulle laat nie commoners met hulle praat nie. Die commoners is die gewone ouens. En die commoners is die duiwel wat vir jou lieg, wat met jou hier praat. Hy sê die commoners het nie inspraak in hulle lewe nie. Hulle laat nie toe dat hulle met hulle praat nie. Hulle dink nie soos hulle nie, hulle bly nie soos hulle nie, hulle praat nie soos hulle nie. Hulle is afgesonder hier, maar so hulle laat nie toe dat daar 'n leuen in hulle kop vertel word van wie hulle eintlik is nie. Hulle weet hulle is royalty. Die ander kant is hulle het ook toegang tot alles van die royal familie. Kyk, het toegang tot al die tiaras, al die karre, die perde, enigiets wat hulle het. Het hulle toegang toe, dis nie hare nie. Maar sy toegang toe dit want dit behoort aan haar pa. Sy kan net nou instap en dit gebruik. Is ek reg? Dis wie God ons gemaak het. Maar ons lewe soos Harry en Meghan aan die ander kant. So Harry het toegelaat dat 'n commoner inspraak het in sy lewe. En die commoner is die duiwel se leuen. Toe trek hy uit, toe gaan bly tussen die commoners. Hy praat soos die commoners. Hy tot 'n Oprah Winfrey show hele lewe vertel. En toe verloor hy alles. Daar waar hulle bly is hulle in skuld. Hulle het nie geld nie. So nou staan hy bakkant vir Charles. Hy sê ek het geld nodig. Is dit nie ons lyk vir God nie? Lyk ons nie soos die kant nie? Ons staan die hele dag bakkant af, want ons het nie 'n besef dat ons eintlik gemaak is to rule and reign on the earth like kings and priests. Ons het toegang tot alles want jou pa besit alles. Hy besit hierdie kerkgebou, hy besit elke bees wat jy het. Elke geldsentjie wat in jou bankrekening is Here se. Dis joune nie. Elke geldsentjie wat in die buurman se bankrekening is ook syne. En as die Here vir die buurman sê help 'n ou met 10 koeie, dan gaan hy jou help want sy koeie behoort ook aan hom. Maar verstaan jy, ons het nie daai mindset nie. Ons het hierdie slawerny mindset van Here asseblief help my net. Maar die Here het my hierdie 2 beelde gewys en sê ons moet begin bykom want omtrent net 1% van Christene leef aan hierdie kant. 99% leef aan daai kant. Waar hulle commoners die duiwel se leuns toegang gee, want hierdie woord is so vol beloftes. En ek praat nie van geld nie, hoor. Sukses is om met God se gees gekonnekt te wees. Jy weet Dawid, julle 2 om 'n tafel sit met 'n klomp mense sê iets en jy kyk vir hom en jy weet presies wat hy dink. Né? Dis reg. Jy is so gekonnekt mekaar om daai gekonnekt te wees met God se gees. Om in 'n situasie in te stap om God te kyk en te weet, ek weet wat sê my pa van hierdie. Is ons so gekonnekt met hom? Ons is nie, want ons spandeer die tyd in die woord nie. So hierdie gaan nie oor geld nie, dit gaan oor connect met God. As jy gekonnekt is met God in daai way en jy besef wie jy werklik is, dan werk alles vir jou. Nie hoef jy miljonair te wees nie, maar alles werk en in die alles werk worship jy hom. Want daai sukses wat jy het worship die Here sê, ja, dis die Here wat dit vir my gee. Dis wat hy wil hê. Dit staan in die woord. Maar ons het uit ons kinderdae en die godsdienstige stelsel, is dit nie wat ons geleer het nie. Ons het iets anders geleer, maar as jy die Bybel gelees het, sê dit iets anders. En ons moet daai mindset begin verander. Okay, so die volgende een is vrede wat alle verstande bo gaan. Ek gesê loof en prys in die Here. Die ander kant blameer jy die Here vir al jou probleme. Ons het groot geword dat die Here se skuld is. Hoeveel van julle voel as iemand doodgaan is dit die Here se skuld? Ons sit in begrafnis sê hulle die Here die mooiste blommetjie kom pluk. Dink julle die Here maak mense dood of siek? Wie van julle dink so? Moet ek nie nou vra nie. Antwoord aan jou kop. Maar kan ek vir jou sê, toe Jesus op aarde was, het hy nie een persoon dood of siek gemaak nie. Nee, hy het almal lewendig en gesond gemaak. Hy sê ek is gister, vandag en alle ewigheid dieselfde. So wanneer het God sy karakter verander, dat hy mense begin dood en siek maak? Hy sê in Johannes 17 praat hy met die fariseërs. Hy sê vir hulle, julle vader is die vader van die leuns, wat van die begin af die mensemoordenaar was. Hy sê dit daar.
Dit staan in die Bybel, maar dis nie wat hulle preek by begrafnis nie. Nee, die Here het hierdie ou kom haal. En ek sit nou nog aan 'n begrafnis, ons 'n 18-jarige kind dood. 'n Motorongeluk, hulle is pasiënte by my. Ek gaan eintlik glad nie na begrafnisse toe nie, maar ek moes na hierheen toe gaan. Gaan nou nie die kerk sê nie. Hierdie ou sê dat die Here, ek moet nou net reg om sê, die duiwel maak niemand dood, die Here maak mense dood. Want as die duiwel mense doodgemaak het, was God 'n patetiese toeskouer in die hemel wat hy toegekyk het en hy sê 'n patetie. So dis nie die duiwel nie, dis die Here. Hy sê en Jesus sê hy het gegaan om ons plek voor te berei. So dit 18 jaar gevat om sy plek voor te berei toe die Here hom kon doodmaak en hom kom haal. Hy het 'n tweeling sussie wat daar sit. Nou dink ek by myself. Nou kyk ek die mense om my. Hulle ja. Hulle ek sê wat praat hierdie ou? Dis soos die grootste klomp snert onder die son, dit staan nie in die Bybel nie. Hoe moet die ma verloor die sussie? Hoe lank gaan dit vat voor Jesus haar plek voorberei vir haar kom haal? Hulle is 'n tweeling. God het nog nooit iemand doodgemaak nie. Maar verstaan jy hierdie persepsies wat ons het van God, omdat ons nie die woord lees nie, en ons in godsdienststelsels wat ons gepreek het, en dis al waarheid wat jy het nooit self 'n ondersoek instel nie. Dit laat ons twyfel in wie God is. God maak nie mense dood nie. Hy maak nie mense siek nie. Hy gee nie vir ons gebreklike kinders nie. Hy slaat nie jou koeie dood met die weerlig omdat jy sonde gedoen het. Hy doen nie hierdie goed nie. Dis nie wie hy is nie. Okay, so daai persepsie in ons kop het ons gaan verander as ons by die waarheid wil uitkom. Dis hoekom ek sê aan die ander kant blameer jy God vir al jou probleme. Want ons doen. En die duiwel lag sy alie af bank toe, want hy kry nooit skuld vir enigiets nie. Hy doen alles, maar God kry die skuld. Dis vir hom heerlik. Dan, as jy daai loof en prys het, dan het jy intimiteit met die bruidegom. Ek wil vir julle sê, gaan worship alleen in jou kamer. Daar's niks vir my so intens, wanneer ek my oorfone op my worship musiek en op my boude voor my bed sit. En ek kan voel hoe die teenwoordigheid van God inkom. Worship is die ding wat die teenwoordigheid van God in jou lewe inbring. Hoor wat ek vir julle sê. Worship. Regtig heartfelt worship. Onthou die duiwel was sy naam as Lucifer, toe hy die engel van die lig was. Hy was die worship engel gewees. Hy was die main peanut in die pakkie daarbo vir worship. Want dis vir God belangrik dat ons hom worship, dat ons hom dien, dat alles oor hom gaan. Dan kom sy teenwoordigheid in. Gaan spandeer daai tyd met hom. Daai intimiteit met ons bruidegom, gaan lees asseblief Psalm 45. As jy 'n Passion Translation kan aflaai of iets, lees hom op 'n Passion Translation. Dit gaan, Psalm 45 gaan oor Jesus wat die bruidegom is, maar hy's ook die koning van die heelal en hy kan nie faal nie en hy's net geregtigheid is sy ding en hy haat ongeregtigheid. En dan die tweede stuk, dan kom die bruid in. En is ons, en hy sê, haar garment is geweef met goue drade, en sy het blome meisies wat saam met haar inkom, en almal is opgewonde, en almal bring persente, en hy kyk vir haar, en sy's vir hom so mooi. Dis hoe God ons sien. Dis wie ons vir hom is. Daai intimiteit met ons bruidegom, gaan kry dit. Want aan die ander kant, het jy intimiteit met die duiwel. Ek weet hierdie klink 'n bietjie wild, maar dis die waarheid. Jy's of getroud met jou man, of jy het 'n affair. Jy het of intimiteit met Jesus of met die duiwel. Daar's nie ietsie tussenin nie. Okay, as jy 'n ateïs is en in niks glo nie, het jy ook intimiteit met die duiwel, al glo jy niks. As jy 'n flou Christen is, het jy ook intimiteit met die duiwel. Hy sê, as jy lou is, gaan ek julle uitspoeg. Jy moet warm of koud wees. Koud is die mense wat nog nie van God gehoor het nie. Warm is jy moet brand. So ons kan nie koud wees nie, want ons het al van God gehoor. Ons het net 'n lou vir warm opsie. So, daai intimiteit met die duiwel is wanneer jy jou eie planne maak, dink jy's beter as God, moan heeldag oor alles. Dis dit staan in die woord, ek het dit nou vir julle gelees in Numeri en in Samuel, en dit staan nog op ander plekke ook. Dit staan daar, sê ek wat dit sê nie, God sê dit. Hy soek nie dit nie. Dan na tweede van onderaf, alles gaan oor Jesus. As jy in geloof staan, gaan alles oor Jesus. Niks gaan oor jouself nie. En ek wil jou sê, nie een van ons is daar nie. Julle ken die storie van die fariseer wat inkom en bid, hy sê, Here, ek bring my tiendes en ek vas en al die dinge. Dan kom die tollenaar en hy besef hy is so sondig, hy kan nie eens opkyk nie. Dan kyk die fariseer en sê, Here, dankie, ek lyk daarom nie so daai ou nie. Ons lees die storie en dink ons is nie die fariseer nie. Ek wil sê dat elkeen van ons is die fariseer. Alles gaan oor ons. It's all about me, myself and I. En my ma het altyd vir my gesê, my kind, it's never about us, it's always about him. Dis nooit oor ons, alles gaan oor die koninkryk. En ek wil vir julle voorbeelde gee hiervan. My pa was 'n goeie pa gewees, maar hy was op die grens. So ons het, as hy donker kant uitgekom het, was dit rof. Verbal abuse en goed was 'n reël ding in ons huis, wanneer dit so geraak het. En na 38 jaar, iewers sê ek vir my ma, ons sal nie kwaad wees as hy my pa skei nie. Ons is nog steeds lief vir hom en alles, maar sy kan nie so aangaan nie. My ma skep al haar moed bymekaar, kry die papiere reg. Sy gaan hy naweek na so 'n kerkkonferensie toe daar in Joburg.
Hulle sal maandag hy papiere aflaai by my pa die prokureur. Daar kom 'n wildvreemde vrou na my ma toe. Sy sê vir haar, die Here sê ek moet jou sê nog 3 maande wag. My ma bel my. Ek sê vir haar regtig waar. Wat gaan 3 maande verskil maak wat in 38 jaar nooit verander het nie? Sy sê my kind, ek moet gehoorsaam wees. Ek sê wat ook al. Moet my nie bel as hy op jou skree, ek wil niks hoor nie. Moet my nie bel nie. En ek wil net vir julle sê, my pa was 'n ouderling in die hervormde kerk en hy het tot die dag van sy dood elke Sondag voorgeles in die kerk. My pa was nie 'n goddelose ou gewees nie. Hy was 'n kerkou gewees. Op die laaste dag van daai 3 maande kom my pa tot bekering. Die feit dat ons in 'n kerk sit beteken nie is gered nie. Die feit dat jy jouself 'n Christen noem beteken nie is gered nie. My pa was nie gered nie. Op die laaste dag van daai 3 maande kom my pa tot bekering. My pa is 3 maande later dood. My ma sê vir my kind, as ek jou pa gelos het, was hy nie gered nie. En as ek deur al die abuse weer moet gaan om te weet dat hy in eternity is, sal ek dit weer doen. It was not about her comfortability in the marriage. Dit was nie oor haar gemak in die huwelik nie, want sy was op die rots gebou en sy kon die storm weerstaan. Dit gegaan oor my pa se redding. En partykeer is ons 'n moeilike goed om met die Here iemand anders by redding moet uitbring. En dan staan ons met ons moun gesiggies al voor die Here asseblief. My ma het op 'n stadium het sy nie eens meer 'n siel in haar gehad, sy was dood. Sy het net met 'n garingdraad in die hemel vasgehou. Dis al wat haar lewendig gehou het, was die woord. Tyd vir sy met hom gespandeer het, worship musiek geluister, is al wat haar aan die gang gehou het. Maar daai gehoorsaamheid. En ek vra laas jaar vir Here, Jeremia 29:11. Ek sê Here, U sê jy weet wat jy vir ons beplan het, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek sê maar magtig, ons het teenspoed. Ek sê nie sies nie 'n man wat jy vir ons jokkie. Maar iets lyk nie reg hier nie. Verduidelik my. Die Here sê vir my, hy vat lank voor hom met my praat. Hy praat ook 'n stuk oor 'n paar maande. Hy sê vir my, die wêreld het julle gebrainwash, want alles wat nie volgens jou wil is nie, is teenspoed. Ek sê okay, nee, ek hoor dit, maar jy gaan my meer sê. Die Here vat my terug. Hy vat my altyd in skrif in na daai storie toe van die huis wat op die rots in die sand gebou is. Hy sê die wêreld het vir julle vertel dat storms is teenspoed. Hy sê maar dis nie die waarheid nie. Hy sê om op die sand gebou te wees is teenspoed. Om op die sand gebou te wees is teenspoed. Jeremia 29:11 lees eintlik, ek weet wat ek vir julle beplan het om op die rots gebou te wees, nie die sand nie. Dis wat hy eintlik sê. My ma was op die rots gebou en sy kon die storm handle. Hy het dit geweet. God het geweet haar voet is op die rots. Wat was vir die redding van my pa, dit was nie oor haar nie, oor haar gemak nie. Paulus is die ander een. Paulus bid in Korinte, hy sê, Here, asseblief release my die tronke dat ek met hierdie Korinte gaan praat, hulle was 'n goddelose spul gewees. Die Here sê, als wat jy my naam vra, sal ek jou gee. Ek sê, Here, maar jy het nie eers vir Paulus gerelease, hy het ook in die naam gevra, hoe werk dit? Die Here sê vir my, het was nie in sy boekrol geskryf nie. Was nie in sy boekrol geskryf nie. Die Here sê vir as ek hom gerelease het, het hy so face-to-face met Korinte gepraat, so julle nooit geweet wat hy gesê het nie. Die feit dat hy in die tronk was hy gefors geweest om die briewe te skryf, so dat julle 2000 jaar later nog steeds die Bybel kan lees. Het Paulus dit geweet? Ja. Die keisers, die ou wat hom het voor hy keiser toe gaan sê, hierdie ou is onskuldig, hy kan gaan, maar hy wil nie. Hy sê hy moet in die tronk wees. God sê vir Paulus, jy bly in die tronk. Hy sê skuldig, die ou sê hy kan loop. Hy sê nie, ek moet hier bly. Het God van gesê, jy moet bly, want jy moet briewe skryf, sodat ons 'n Bybel kan hê, bladibla, dat ons kan vertaal, 2000 jaar later. Nee, hy het nie. Hy het van gesê, bly. Was dit maklik in die tronk? Nee. Kan jy al dink hoe dit gelyk? Daar was nie badkamers nie. Jy is in kettinge vas die hele dag. Die kramp in die kos, jy word elke dag geslaan, die rotte loop om jou, die klere nie. Kan jy net vir 'n oomblik imagine waarin hy was? Kon hy dit handle? Ja, hoekom? Hy was op die rots gebou. Hy sê ek is vergenoegd en niks wat ek het nie, want alles is moontlik deur Christus wat my krag gee. Gelees Filippense, hy praat daarvan dit. Maar dit was vir die koninkryk gewees. Sien, het nie oor Paulus gegaan, het oor die koninkrykswerk gegaan. En ek wil vir julle sê dat elkeen wat hier sit, het so 'n job. Jy gaan partykeer deur 'n storm gaan vir die redding van iemand anders. Jy gaan, want God weet jou voet is op die rots gebou, you can handle it. Maar daai is op die sand gebou en hy is op pad hel toe en hy moet by redding uitkom. So as jy dit besef, it's never about us, it's always about him. Always. En elke ding wat jy doen, gaan dit oor Jesus. Niks gaan oor ons nie. Nie jou groot veiling wat jy hou en jou baie geld wat jy maak, of jou nuwe kar wat jy koop, of jou kinders wat universiteit toe gaan, of niks wat ons doen, gaan oor ons nie. Alles gaan oor hom. Alles gaan om sy naam te glorify. Dis waarvoor ons hier gesit is, vir niks anders nie. So, as jy al deur al daai goed gegaan het, so al hier onder, dis hoekom wat onder is, by dit uitgekom het. As jy nie daar uitgekom het, jy gaan alles oor jouself. Wat ek nog kan doen, nog 'n rykdom, nog 'n kind, nog 'n sukses, dis waar dit gaan. En dis hoekom jy 50-50 geloof het. En dan obviously op die heel einde, loop het na die boom van die lewe toe. Kan jy al dink die boom van die lewe?
Kan julle dink hoe dit gelyk het daar? Daai intimiteit wat hy met hulle gehad het, voor hulle sonde gedoen het. En die ander kant is die boom van die kennis van goed en kwaad. Dis daar waar die duiwel die hele tyd hou, jy kan nie nou vergewe nie. Jy kan nie daai seer laat gaan nie. Dis die kennis van goed en kwaad. Dis waar jy bly. Jy bly net daar, as jy nie by hierdie goed uitgekom het nie. So, ek het vir julle hierdie gemaak, ek hoop, dat julle nie het die uitstap en ding, dit was 'n goeie boodskap nie. Ek hoop julle gaan uit en gaan, maak dit jou eie. Dis hoe ek vir julle hierdie gegee het en daai, gaan kry jou identiteit in Christus. Gaan sit daar alleen soort van jou kinderdae af, en gaan maak hy bokse oop en pak hulle daar voor die kruis uit en los dit daar. Los dit net daar. Jesus het die prys betaal, kom vry van daai goed af. Begin Bybel lees. As julle nie weet hoe nie, ek gee 'n klas om die Bybel te lees. Ek kan gee my 1 naweek nooit vir dit. Kan julle op 'n Saterdag leer om hierdie boek te lees soos 'n storieboek. Die ou vertaling, ek lees net die ou vertaling, soos 'n storieboek. Dit is eintlik eenvoudig. Maar kom by hierdie goeders uit, kom by God se hart uit. Jy weet in Psalm 23, ons weer terug daar, gaan lees op Psalm, sê hy dek die tafel vir jou in die aangesig van die enemy. Die duiwel is uitgegooi, hy sit daar en hy kyk in jaloersheid vir hierdie tafel wat God elke liewe dag vir jou dek. Weet jy wat doen ons? Ons kom in die oggend daar verby, dan kyk ons uit tafel so, dan gaan ons aan met ons dag. Ons sit nie eers daar nie. En elke oggend sit Jesus met afwagting daar. En hy sê, Jesus wakker, ons kan ons dag saam begin. En dan stap ons daar verby, besig op jou foon, besig om nog 'n ding te reël. Jy het nie eens gesit daar met hom gepraat nie. En elke dag sit hy daar, elke dag wag hy. Hy is so geduldig met ons. Maar iewers, ons skrif wat sê iewers, is dit klaar. En ek wil nooit hê dat iemand by daai plek kom en Here sê ek het lank genoeg gewag nie. Gaan sit by hom by daai tafel wat hy vir jou dek elke oggend. Gaan sit daar by hom. Hy is so opgewonde as jy in die oggend wakker word en hy dink, ons dag kan saam begin, nie sy wakker, die gaat tot. Gaan sit by jou Vader. Gaan sit by Jesus wat jou bruidegom is. Gaan vertel hom alles. Los daai goed daar. Eer hom vir die prys wat hy betaal. Here, dankie vir hierdie prys wat hy betaal in Christus. Hier is my seer, my kinder daar seer, my issues, al hier is dit, ek soek dit nie meer nie. Dit is nie meer deel van my lewe nie. Spandeer tyd in die woord. Gaan lees daai goed en kom by dit uit. Ek hoop hierdie het vir julle gebless soos wat dit vir my gebless het. In die pad wat ek met die Here met hierdie woord gestap het. Om by my eie goed uit te kom. Want daar is die een persoon wat hier sit ons my sê, hy sukkel nie met hierdie goed nie. Ons doen. En dit damage ons geloof as ons dink God straf ons, of God is kwaad vir ons, of as ek bid, ek het seker nou te veel sonde gedoen, God gaan my nie nou help nie. Dit damage ons geloof. Dit maak dit ons al hoe verder van hom afgaan en die duiwel lag om dood vir ons. Gaan maak hierdie jou eie. En deel dit asseblief met ander mense ook. Gaan deel dit dat ander mense ook by dit kan uitkom. OK, kom ons maak ons oor toe, dan bid ons. Ja, yes, maar.